Die grootste eksistensiële krisis wat ons volk in die gesig staar, is nie die ANC nie, maar iets wat ons eintlik oor onsself gebring het. Oral om ons, in westerse lande, val geboortesyfers soos dominos. 'n Hele beskawing lyk asof dit op die pad na volkome uitsterwing is. Volkere krimp en nou dreig dieselfde lot om ook ons te tref. Want die harde realiteit is dat Afrikaners se geboortesyfer oor die afgelope paar dekades drasties geval het. Of ons nou daarvan hou of nie, dieselfde liberale tydsgees van hedonisme, feminisme en materialisme het ons volk alreeds in die vorige geslag aangegryp. En vandag kry die gemiddelde Afrikaner vrou as gevolg daarvan nie eers 2 kinders nie, ver onder die vlak wat 'n volk nodig het om homself net te vervang. En tog sien ons iets merkwaardig gebeur. In konservatiewe gemeenskappe reg oor die wêreld is daar jong gesinne wat weer begin bou. Groot, sterk gesinne, verbondsgesinne. In menigte voorbeelde waarna ons gaan kyk in die video is dit duidelik dat konservatiewe mense tot 3 of 4 keer meer kinders kry as liberale. Dit wys dat die toekoms van die Weste nie afgeskryf is nie. En in realiteit bewys dit ook dat liberale mense eintlik besig is om hulle self uit te teel omdat hulle as gevolg van hulle liberalisme nie kinders kry nie, terwyl konservatiewe Christen mense baie meer kinders kry as hulle. Voordat ek kom by die feite van die video, wil ek net u op iets spesifiek wys wat vir my persoonlik eintlik aangeraak het toe ek gewerk het aan hierdie video. En dit is as ek kyk na die prentjie van hierdie video, het ek eintlik 'n Bybelvers aangehaal. Ek weet nie hoeveel van u dit geraak gesien het nie. Wees vrugbaar en vermeerder, Genesis 1 vers 28, die eerste opdrag van God aan ons as mense. En as nou een ding is, as ons nou van feite praat wat my laat glo dat die Bybel die waarheid is dit nie noodwendig enige apologetiese gesprekke oor of die dinge wat daar gebeur het bewys kan word deur argeologiese bewysstukke of so nie, maar meer die bewyse van die wysheid wat jy in die Bybel leer en hoe dit uitwerking op mense se lewens het. Ek het nog nie van een persoon gehoor wat al 'n ou man of 'n ou dame is wat sê hulle wens hulle het minder kinders gehad nie. En dieselfde geld eintlik vir elke Bybelse beginsel, dat daar is nie een Bybelse beginsel as jy regtig die Bybel lees en verstaan en probeer leef volgens die Bybel sonder om enige verskonings te maak oor hoekom jy nie daarby leef nie, en jy probeer regtig leef daarby, dan is jy baie gelukkiger as ander mense. Ek het nog nie iemand gesien wat nie die genot ervaar het nadat hulle dit begin doen het nie. En as jy dan nou dit vergelyk met die liberale mense daar buite, is maar elendige mense, hartseer mense, depressiewe mense. Maar mense wat regtig waar tot die Here toe kom en hulle by sy woord wil skaar, ervaar die genot daarvan en dit is werklik 'n bewys van die wysheid van die Bybel. Maar terug by die geboortesyfer. Sedert die 60er jare sak die geboortesyfers van die westerse wêreld soos 'n sinkende skip. Dit is wel bekend dat elke nuwe Europese geslag krimp, maar ons besef nie altyd hoe erg Afrikaners ook deur hierdie tendens van ander blanke nasies geraak word nie. Ons eie geboortesyfer het tussen die 80s en vandag vanaf net meer as 2 kinders per vrou na slegs ongeveer 1,7 kinders per vrou gedaal. Die daling in ons geboortes het ons beskawing letterlik gebring tot op die rand van uitsterwing. Dit is grotendeels bewerk deur die seksuele revolusie, wat via geboortebeperkings die idee van vrye seks sonder enige nagevolge gepropageer het, sowel as deur feminisme, wat die idee van moederskap probeer stigmatiseer en die werkende loopbaanvrou sonder kinders opjumel, asof dit is waar dames ware vervulling vind, en sodoende die natuurlike orde of die natuurlike wet van moederskap wil vernietig onder dames. Hierdie destruktiewe idees het in die tweede helfte van die 20ste eeu reg oor die westerse wêreld versprei en het ook onder ons volk veral in die post-apartheidsjare 'n sterk houvas begin kry. Dit tesame met hierdie materialistiese uitkyk op die lewe dat kinders verskriklik baie geld kos en dat jy nie kan bekostig om baie kinders te kry nie, is wat veroorsaak het dat mense weg begin draai het van die Bybelse beginsel waaraan hulle vroeër vasgehou het en nou 'n baie meer selfsugtige ingesteldheid op die lewe begin kry het. Maar tog, teen alle verwagting is daar vandag gemeenskappe wat hierdie pad na ondergang trotseer en die tendens deurbreek.
'n fenomeen waarin ons in hierdie video meer in diepte gaan ingaan. Terwyl ons die heeltyd hoor dat ons uitsterf, is daar tog streke in die westerse wêreld waar geboortes reeds drasties begin toeneem. Hier lê 'n stille maar kragtige getuienis dat die hoop nie verlore is nie, dat 'n volk wat sy wortels en sy geloof ken en aan vashou, weer kan groei ten spyte van elke tendens wat die modernistiese weste kenmerk. Geboortesyfers in die westerse wêreld daal al sedert die 60s. Dit is geen nuwe fenomeen in ons stamlande nie. In 1970 was die gemiddelde geboortesyfer in die hele Europa nog 2,3 kinders per vrou. Op daardie stadium was die syfer dus net so bo die syfer wat volkekundiges voorhou wat nodig is om 'n bevolking in stand te hou. Dit beteken dat op daardie stadium daar nog heelwat meer kinders in Europa gebore was as wat mense doodgegaan het. Sedertdien het die geboortesyfers in omtrent alle Europese lande met rasseskrede afgeneem. Vandag kry die gemiddelde Europese vrou minder as 1,4 kinders, wat beteken dat die Europeërs se bevolking, as dit nie vir immigrasie was nie, nou eintlik elke geslag met omtrent 'n kwart sou krimp. Helaas het Afrikaners nie hierdie tendens vrygespring nie. Volgens die jongste navorsing is die geboortesyfer onder Afrikaners ongeveer 1,7 kinders per vrou, wat wel nog hoër is as die meeste Europese lande, maar steeds ver onder die vervangingskoers van 2,1. Wat wel verder interessant is dat swart geboortesyfers in hierdie land oor die afgelope 30 jaar aansienlik meer gedaal het as die blanke geboortesyfer. In 1994, toe die ANC hierdie land oorgeneem het die gemiddelde swart vrou steeds meer as 4 kinders na leeftyd gehad. Volgens Statistiek Suid-Afrika se jongste data, het die totale geboortesyfer in hierdie land nou gedaal na slegs 2,2 kinders per vrou, wat vir 'n derde wêreldse land soos Suid-Afrika ongeveer gelykstaande is aan vervangingskoers. Dit beteken dat die huidige groei in die swart bevolking van hierdie land hoofsaaklik te danke is aan immigrasie eerder as geboortes. Die tendens wat aanvanklik in die weste en in ryk Asiatiese lande soos Japan en Suid-Korea begin posvat het, is nou geleidelik besig om oor te spoel na die res van die wêreld, insluitend selfs Suid-Afrika. Nogtans bly dit wêreldwyd steeds die geval dat blankes en Asiate heelwat minder kinders kry as swart mense. Daar is egter 'n groep mense in die weste wat uiteindelik besig is om hierdie tendens te verbreek, naamlik konservatiewe blanke Christen gemeenskappe. Inteendeel, volgens die jongste beskikbare data, is daar nou al 6 state in Amerika waar blankes meer kinders kry as al die ander rasse saam. Michigan, Mississippi, New Hampshire, New York, Vermont en West Virginia. Bo en behalwe hierdie 6 state, is daar ook nog 8 state waar blanke vrouens meer kinders kry as swart vrouens in daardie staat. Alabama, Alaska, California, Hawaii, Montana, New Jersey, Noord-Dakota en Wyoming. In 'n aansienlike deel van die Amerikaanse hartland en selfs in die platteland van kusstate waarin die stede baie liberaal is die blanke bevolking besig om vinniger te groei as die bevolking van enige van die ander rasse. Dit kan grootendeels toegeskryf word aan die feit dat blankes is die meeste van hierdie gebiede konservatiewe Christene met tradisionele gesinswaardes en dat hulle 'n vorm van die Christelik nasionale wêreldbeskouing handhaaf. Inteendeel, daar word alreeds verwys na die onlangse toename in geboortes onder konservatiewe Amerikaners as die sogenaamde Trump bump. In ons moederland, Nederland, is daar 'n soortgelyke tendens. In Nederland as 'n geheel is die geboortesyfer tans ongeveer 1,4 kinders per vrou. Baie laag. Dit sluit selfs die bevolking in wat nie etnies Nederlands is nie. En teen die tyd al 'n geskatte 30% van die totale bevolking uitmaak. Na raming sou die geboortesyfer vir etniese Nederlanders nader aan 1,2 kinders per vrou wees. In die Nederlandse Bybelgordel wel, wat vernoem is na die bekende Bybelbelt in die VSA, 'n streek wat strek oor die sentrale suidwestelike platteland van Nederland, meerendeels boerderygemeenskappe, is die geboortesyfer egter meer as 3 kinders per vrou onder blanke Nederlanders. Konservatiewe, gereformeerde Nederlanders kry dus amper 3 keer meer kinders as hul sekulêre, liberale volksgenote.
In Nederland, veral nog meer as in Amerika, bly die uitdaging dat al hierdie verbondskinders behoue bly aan die gereformeerde volksdeel en nie ingesluk word deur die hoofstroom sekulêre liberale kultuur nie. Alhoewel ons nie sulke in-diepte analises van ons eie volk het nie, is 'n veilige aanname om te maak dat konservatiewe Christene hier in Suid-Afrika ook besig is om meer kinders te kry as die res van die bevolking. In die eerste plek is die geboortesyfer onder Afrikaners in elke geval steeds relatief hoog in vergelyking met die Weste. Verder wys onlangs 'n sensusdata uit 'n konservatiewe Afrikaner dorp soos Orania dat meer as 600 van die dorp se ongeveer 3000 inwoners skoolgaande kinders tussen die ouderdom van 7 en 18 is, wat beteken dat 'n baie groter aandeel van die bevolking van die dorpie Orania kinders is as byvoorbeeld in die res van die land of in Europese lande soos Nederland en Duitsland en selfs lande met miljoene immigrante uit Afrika soos Frankryk. Alhoewel hierdie data slegs aandui wat die tendens in Orania is daar baie goeie rede om te vermoed dat soortgelyke tendense ook besig is om te vergestalt in ander behoudende Afrikaner gemeenskappe reg oor die land. Veral hier in die noorde en in en om Pretoria, waar konservatiewe Afrikaners toenemend begin demografies konsentreer. Vir konservatiewe westerlinge en veral diegene wat die Christelik-nasionale wêreldsbeskouing handhaaf, is daar baie rede vir hoop. Dit lyk dalk soms asof ons teen 'n oormag te staan kom en of ons situasie hopeloos is, maar in die eerste plek is dit altyd belangrik om te onthou dat daar by God altyd hoop is. Christus het die dood oorwin en hy regeer as koning aan die regterhand van God. Dit beteken dat ons as gelowiges geen rede het om terug te deins nie. Ons kan die wêreld verower. Jong mense moet daarom ook nie bang wees om kinders in die wêreld te bring nie. Hoeveel keer hoor 'n mens nie die ou pessimistiese en hopelose stelling, ek kan nie my kinders in hierdie land grootmaak nie. Sulke absolute onsin hoort nie by Christen Afrikaners nie. Ons volk het nog nooit in die verlede net in sak en as gaan sit sonder om te veg vir ons en ons kinders se toekoms nie, ongeag die uitdaging wat voor ons gestaan het. Die uitdagings van vandag is ook nie uniek nie. Dit is dieselfde as in die verlede. Ons konteks mag dalk so 'n bietjie verskil, maar die wese van die stryd doen nie. Ons mag nie hoop verloor nie en ons kan nie. Die Bybel sê dat ons in Christus meer as oorwinnaars is. En dit is tyd dat jong Afrikaners so begin leef. Alhoewel geboortes onder konservatiewes in Nederland, Amerika, Suid-Afrika en elders in die Weste steeds hoog bly en selfs begin toeneem in laaste jare, is daar steeds nie een enkele blanke volk op hierdie aarde wat tans sy eie bevolking met geboortes kan vervang nie. Die feminisme en die materialisme het ons beskawing op die rand van vernietiging gebring as ons net na geboortesyfers kyk, maar dit moet deur ons generasie aktief beveg word. Die grootste eer en hoogste roeping vir die Afrikaner vrou is immers om verbondskinders tot eer van die Here in die wêreld te bring en groot te maak. En jong boere Afrikaners met liefde vir ons erfenis te kweek. Kan ons as 'n jong geslag Afrikaners die tendens wat die Weste vernietig het, verbreek? Ek glo dat ons in afhanklikheid van die Here dit sal kan doen. Kom ons pak die bil by die horings en bou ons volk. Kom ons bou aan die hoopvolle toekoms wat daar vir ons mense in Suid-Afrika in Christus Jesus is. Soos ons in die onlangse video uitgewys het, is dit juis nou die tyd om die stryd met hernieude ywer aan te pak. Kyk gerus na hierdie video op hierdie skakel deur hier te klik waar dit op die skerm verskyn. Nog 'n manier om hierdie stryd aan te sê, is om die Willem Petscher groep se hande te sterk deur 'n betaalde lid te word. Jy kan dit doen deur net eenvoudig die instruksies onderaan op die manier te volg. Totsiens en God seën elkeen van u.